ek seker julle sal deur die high fives voel wie die mense is wat in konstruksie is en wie die mense is wat accountants is en wie die mense is wat karre verkoop. Sê, nee julle, lekker. Soos ons nou aangaan, ons het nou die laaste paar, kom ek sê maande, het ons in Matteus 5 tot 7 gegaan wat ons oor die bergpredikasie gepraat het. En vandag begin ons met Matteus 8. En wat vir ons 'n baie belangrike aspek is dat waar Jesus voorheen vir ons geleer het in die bergpredikasie van hoe die koninkryk van God moet lyk, gaan Jesus nou begin loop in dit. En hy gaan vir ons die voorbeeld begin wys. En soos ons in Matteus 8 gaan ek vir ons begin lees van vers 1 af, en ons praat bietjie oor die gesag van Jesus. En wat baie belangrik vir ons is deur hierdie gedeelte is om net vir 'n oomblik omtrent stock count te doen. En vir jouself te vra, glo jy nog in die krag van Jesus Christus? Glo jy in sy gesag, in wat hy kan doen in jou lewe? En dit is baie belangrik soos ons deur dit gaan werk, waar ons gaan sien dat daar oomblikke is waar Jesus praat en verduidelik en sê dat die mense wat van Israel is, nie die geloof het soos die man wat die heiden was nie. Wat vir ons wys, ons kan in daai oomblik wees, ons kan lewe en ons kan vir almal vertel dat ons weet en ons is Christene en ons ken vir Jesus. Maar nou moet ons onsself begin vra, glo ons werklik in sy krag en in wat hy kan doen? Glo ons in sy gesag? So soos ons deur hierdie gaan, praat ons oor die gesag van Jesus. Begin by vers 1, het sê, en toe hy van die berg afkom, het groot menigtes hom gevolg, en daar het 'n melaatse man gekom, en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. En Jesus sê vir hom, pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe wat Moses voorgeskrywe het tot 'n getuienis vir hulle. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan. En vir 'n ander een kom en hy kom. En vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. En toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel, het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en weste, en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van tande. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees, soos jy geglo het. En sy knegt het gesond geword in daardie uur. En toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. En hy het haar hand aangeraak en die koors het haar verlaat. En sy het opgestaan en hulle bedien. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duiwels besete was, en hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. So dis 'n kragtige gedeelte wat ons hierso kan sien van genesing
van Jesus af toe hy sy bediening op aarde hier gehad het. En so is vir ons belangrik om nou te besef dat hierdie nou nie net meer stories is nie, maar dat dit 'n werklikheid is en die deel wat ons nou gelees het is 'n openbaring van Jesus se gesag. Kan ons dit besef deur hierdie woord dat dit 'n openbaring is van sy gesag, van wat Jesus en wie Jesus is. So as ons deurgaan van die begin af, dan kom ons in by die melaatse man. En wat so belangrik is vir ons om te verstaan wat 'n melaatse man in daardie tyd beteken het. Veral in Levitikus, wil ek lees uit 13:45, en die melaatse by wie die plaag is, sy klere moet geskeur wees en sy hare moet loshang en hy moet sy snor bedek en uitroep, onrein, onrein. So die melaatsheid het in daardie dae ook sonde verteenwoordig. Maar hy was onrein. Die melaatse man was onrein gewees. En hy kom na Jesus toe. En waar hy voorheen altyd gepraat het en die identiteit oor hom begin spreek het wat sê onrein, onrein, sê hy Here. En dit is belangrik vir ons om te weet in daardie tyd 'n melaatse man moes geskree het onrein, onrein as al mense rondom hom was. Want melaatsheid het oorgedra deur die aanraking van mense. So sodra ek aan iemand geraak het en ek het melaatse gehad, het dit oorgedra na die volgende persoon toe. So die identiteit van daai persoon was begin gesien as hy's iemand wat afgesny is. Iemand wat verwerp is. En sy identiteit is ek is onrein. En Jesus kom. En wat vir my so goed was in hierdie oomblik wat gesê het, en die melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as U wil, kan U my reinig. So hy het al reeds daai geloof gehad dat Jesus dit kan doen. Vir hom was die groot vraag gewees, wil Jesus dit doen? Hy het nie getwyfel in Jesus se gesag nie. Hy het nie getwyfel of Jesus dit kan doen of nie kan doen nie. Hy het geweet Jesus kan dit doen. Hy het geglo Jesus kan dit doen. En die enigste ding wat hy gevra het, Here, as dit U wil is. En Jesus sê vir hom, ek wil. Ek wil. En in daai oomblik kom Jesus en hy raak hom aan. En hy word gereinig. So in daardie oomblik kan ons ook sien die hart van Jesus Christus. Want ons gaan nou later sien dat Jesus deur 'n woord iemand kan genees. Maar in hierdie oomblik, wanneer society bepaal het dat jy nie aan 'n persoon kan raak nie, as gevolg van sy melaatsheid en sy onreinheid, kom Jesus en raak aan hom. Sy hart wat wys dat jy is welkom. Dat hy nie afgeskrik is van die melaatsheid nie. Dat hy jou ontmoet net waar jy is. Deur wat jy gaan, kom Jesus en hy raak daai man aan. En gaan verder, Jesus sê vir hom, pas op dat jy aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe. So Jesus kom en hy genees, maar hy sê nie vir die man, gaan sê net vir almal Jesus, die Messiah, die een wat gekom het jou genees nie. Die ou wetgewing van Moses. Hy sê, gaan na die priester toe. Vat jou gawe wat jy moet na hom toe vat, jou offergawe. En laat hy jou rein verklaar. So Jesus is besig om in daai oomblik die man se identiteit te herstel. En in daai oomblik waar daai man na die priester toe gaan en sy offergawe daar gee, is hy besig om terug te verwelkom word in die publiek, in die stad in, sodat hy weer kan lewe. Dit is nie so mooi nie, in daai oomblik waar Jesus hierdie gesag het, waar Jesus God is, sê hy nog steeds, gaan, vat jou offergawe na die priester toe en laat hy jou rein verklaar. En besef julle in hierdie oomblik dat nie een keer vra Jesus,
hoekom moet ek jou rein maak nie? Jesus vra nie vir hom, wat het jy gedoen, dat jy rein gemaak kan word nie. Jesus sê net, ek wil. Ek wil. Dit wys vir ons so in die oomblik, wat God se hart vir my en jou is, broers en susters. Dit maak nie saak deur wat se lewe jy al gelewe het nie. Hoe erg jou vorige lewe was nie. Hoe groot sondaar jy is nie. As jy glo, en werklik in jou hart glo dat Jesus jou kan verlos, dan sal hy. En hy sal jou skoonmaak. En hy sal jou identiteit herstel. En so ek dink baie keer aan die oomblik, toe ek George aangekom en my hart vir die Here gegee het, na 5 jaar se dwelmverslawing. Na 'n punt waar ek op selfmoord was, het ek hierdie identiteit gehad waar ek nie eens myself in die spieël kon gekyk het nie. Toe ek vir myself gekyk het, toe hou ek nie van wat ek sien nie. En toe ek my hart vir die Here gee, toe kom herstel hy my. Toe wys hy vir my wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Ek het niks nodig gehad om te doen nie. Ek het net alles neergelê en gesê, Here, ek kan nie meer nie. Ek het al alles probeer in hierdie wêreld. Ek het die dwelms probeer, ek het die alkohol probeer, ek het die dobbelary probeer. Dit het nie gewerk nie. Ek het myself probeer nam elke dag van my lewe. Ek het nog steeds 'n leemte gevoel. Tot ek nie daai aanraking van Jesus Christus gekry het nie. Dit is net daai aanraking wat ons moet kry, om daai reinheid weer te kry. So Jesus raak, hy spreek, hy herstel. En dit is belangrik vir ons, om te sien dat die geslag van Jesus, net deur daai aanraking. En waar laat ons toe dat Jesus in ons lewe net ons aanraak vir 'n oomblik? Die mense rondom ons net aanraak. Maar baie van ons voel partykeer, of ewen as dit nie eers ons is, sien ons die wêreld daar buite en dit lyk soos groot sondaars. En so, ja, daai man gaan nooit gered kan word nie. Wie is ons om dit te bepaal? Elkeen kan aangeraak word. Elkeen van ons. En gaan aan en sê, en nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Hierdie heiden, in Engels is 'n Roman centurion, wat nie eintlik deel is van die Israeliete nie, deel van die volk van God nie, kom daar en hy glo. Hy glo op sulke manier, dat hy sê, Here, dit is nie nodig dat jy tot daar kom nie. Hy sê, ek weet, want wanneer ek iemand sê gaan, dan gaan hy. Wanneer ek sê kom, dan kom hy. Ek weet dat u kan net 'n woord spreek. En my diensknegt sal gesond raak. En dit is vir ons belangrik om te sien in vers 10, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder, en aan sy volgeling gesê, voorwaar ek sê, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Dit is so belangrik vir ons om hierdie oomblik net in te neem, wat Jesus daarso sê. Om nou, in hierdie oomblik is Jesus se volgelinge rondom hom. Sy disippels is daar. En sy mense wat hom dag deur en nag deur gevolg het die laaste ruk, hoor dat Jesus sê, so groot geloof het ek nog nie gesien nie. Nie hier in Israel nie. Maar wat Jesus besig is om te beklemtoon daar, is dat ewen die heidene, die sondaars, in die koninkryk van die hemel sal kom. En die mense wat gesien word as sy volk, van die pad af kan gaan.
en verloor wat God vir hulle gegee het. Hulle kan dit mis. Hulle kan die krag mis van Jesus Christus. Sy gesag mis. Dis wat Jesus hier besig is om te beklemtoon vir hulle. So ons ken vir Jesus, ons hoor die woord, maar leef ons dit? Leef ons dit werklik? Soos ons elke dag van ons lewe in hierdie wêreld ingaan, loop ons daarso om te weet dat wanneer Jesus 'n woord spreek, dit kan gebeur. Of wil ons altyd eers sien? Want soos julle deur hierdie gedeelte sou verstaan dat dit ook baie oor ons geloof gaan. Oor die feit dat dit wel kan gebeur. En beteken dit nie dat almal wat die Israeliete is, almal wat die volk van God is, nou ewe skielik in die duisternis ingegooi gaan word nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ons moet dit nie verkeerd verstaan nie. Dit beteken net, en Jesus is besig om te beklemtoon aan sy mense daar, dat daar sal heidene wees, wat meer geloof het, wat meer vertrou, as die mense wat elke dag dit sien. En ons moet versigtig wees, broers en susters, om nie so vasgevang te wees, in die routine van kerk toe kom, en van na 'n selgroep toe gaan, maar die krag van Jesus Christus te mis nie. Om die gesag te mis van wat hy het nie. Om nie meer te loop en daai ding van wonderwerke kan gebeur nie. Ons moet versigtig wees daarvoor. En ons moet begin loop en ons moet onsself begin vra, glo ons dat Jesus 'n woord kan spreek en genees? Glo ons dat Jesus 'n woord kan spreek en duiwels uitdryf, demone uitdryf? Glo ons dit? Of is ons dit diep vasgevang in hierdie ding wat ons onsself noem Christene, dat ons vergeet, en dat ons so gefokus is op die mense rondom ons en die dinge van die wêreld, dat ons vergeet van die werke. Ons hoef nie melaatse te hê vir Jesus om ons te genees nie. Jesus kan in die klein goed, in jou hoofpyn, kan Jesus kom en hy kan jou genees. In jou migraine, in jou naarheid. Dis in die klein wat Jesus ook kom. In ons alledaagse lewe dra hy nog steeds die gesag in ons lewe. En toe dit aangeword het, het hulle na hom, baie na hom gebring, wat van duiwels besete is. Baie na hom gebring. En wat verder gebeur, en hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe. Nie met baie woorde, met 'n woord uitgedrywe. Kan ons die gesag in daai woord sien? Die gesag aan Jesus Christus sien? Dat 'n woord gespreek word en die duiwels kan uitgedrywe word. Deur 'n woord. Deur 'n woord. Want hy het die gesag. Hy is God. Hy is die seun van God wat gekom het aarde toe. En hy loop in dit. En so in ons lewe is Jesus hier by ons. Hy het ons die helper, die Heilige Gees gestuur wat binne ons is. En ons het die autoriteit deur Jesus Christus om vir 'n duiwel te sê, gaan en hy moet gaan. Om vir 'n ou wat verlam is te sê, staan op en hy moet opstaan. Deur die krag van Jesus Christus. Maar ons moet glo. En glo ons dit. Glo ons dat dit werklik kan gebeur. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. So honderde jare terug was dit al reeds geprofeteer, dat Jesus Christus gaan kom en die krankhede dra,
ons krankhede, ons siektes. En vir jou en my het hy elkeen het al gedoen, broers en susters. Hy het ons uit die donkerte uitgelei. Hy het ons genees van goeders wat ons nooit gedink het ons gaan genees word van nie. Deur die krag van Jesus Christus. En dit is belangrik om vir ons om te verstaan dat dit nie beteken dat elkeen van ons net genees gaan word nie. Dat elkeen daar buite net genesing gaan kry nie. Maar dit bly nog steeds altyd in God se wil. Maar nooit kan ons twyfel in die krag van Jesus Christus nie. Nooit kan ons twyfel in wat God in jou en my lewe kan doen nie. Want as dit in sy wil is om jou gesond te maak, dan gaan hy dit doen. As dit sy wil is om jou te red, dan gaan hy dit doen. Hy wil daai verhouding hê, hy wil jou gered hê. Hy gaan jou skoon was. Hy gaan jou lewe omdraai. Hy gaan jou rein maak. En genesing kom volgens sy wil. God wil vir ons die beste hê. Volgens sy wil. Ons sal nooit daai weet wat is sy wil vir ons lewe nie. Ons sal dit altyd leef en glo. En met elke dag sal ons met gehoorsaamheid loop. So Jesus raak, hy spreek, hy genees. So deur hierdie deel sien ons dat hy gesag oor onreinheid het. Hy het gesag in sy woord. Hy het gesag oor afstand, gesag oor demone en gesag in die alledaagse. Ons kan nie meer 'n lewe leef wat ons nie in die krag van Jesus Christus glo nie. Ons het 'n liedjie gesing. Maybe we're making it all complicated. Miskien is ons besig om deur hierdie lewe te gaan en ons oordink elke liewe ding wat in ons lewe gebeur. En ons dink ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie genoeg geld nie. Ek het nie genoeg vriende nie, nie genoeg familie wat omgee nie. Ek sal nooit genees word nie. Ek sal nooit in vryheid kan loop nie. Ek het te veel sondes in my lewe gedoen. Miskien gaan ons deur hierdie lewe. En soos ons deur hierdie lewe gaan en ons begin net na alles kyk rondom ons en ons begin kyk na die dinge van die wêreld en ons kyk televisie en ons kyk net na alles, behalwe na die woord van God, dan mis ons partykeer sy krag. En ons mis wat hy wil doen in ons lewe. En in die lewe van jou broers en susters, in die lewe van my, in hierdie donker wêreld as ons hier uitgaan, mis ons dit wat hy wil doen. Mis ons sy krag. Onthou dat ons die Heilige Gees ontvang. En daar kan wonderwerke gebeur deur Jesus Christus wat ons gebruik, deur God wat ons gebruik as sy wessels. Maar ons moet kan glo. En so ek het 'n paar maniere wat ek net neer gaan skryf het om hoe om Jesus se gesag te vertrou. Punt nommer 1 is glo in wie hy is. Nie net in wat hy doen nie. Glo in wie God is. Ons kan nie altyd eers die dag wanneer die wonderwerk plaasgevind het, sê yes, ons het geglo nie. Ons moet begin glo in ons harte voordat enigiets hier gebeur het. Want dit gaan oor die glo in ons hart en nie wat ons sê nie. Die Melaatse man sê, as u wil. Nie as u kan nie. As u wil. Want hy kan. Die Melaatse man het klaar geglo, hy kan. Die hoofman sê, spreek net 'n woord. Hebreërs 11 vers 6 sê, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is, van die wat hom soek. Sy geloof begin nie net by wat jy nodig het nie, maar dit begin by Jesus.
En so eers moet ons verstaan, wie is hy? En as ons nie daai revelation kan kry van wie Jesus Christus is nie, as ons nie daai understanding kan kry van wat hy in ons lewe gedoen het nie, gaan ons baie sukkel om in hierdie wêreld in te gaan wat so verlore is, en om vir mense die goeie nuus te gaan verkondig. Om langs die pad te gaan staan en vir iemand te bid wat dalk bietjie skeef loop. Of 'n ou wat pyn het in sy been. Of jy sit by die werksplek en die persoon sê ek voel so naar en ek het die kop seer, en in plaas van wat jy sê kom ons bid gou saam, sê jy hier's 'n grandpa. Dis so. Ons doen dit. Want hoekom sal Jesus nou 'n kopseer wil genees? Hy het baie meer dinge om met sy tyd te doen. Hoekom sal sy krag nou so gebruik word? Maar wat is in daai oomblik dat God se wil is vir jou dat jou kopseer genees word? Sodat jy kan aangaan met wat jy moet doen. So ons moet glo in wie hy is. Glo dat hy kan herstel. Glo dat hy ons kan skoonmaak. Glo. Ek het baie keer in die begin van my journey dan, het ek vir Jason in die begin gesê, dan sê ek soos, partykeer dan kry ek net hierdie gedagtes in my, dan sê ek soos, is ek werklik, maar werklik vergewe? Is ek werklik skoon gewas? Want as ek dink aan hierdie goed wat ek gedoen het in my vorige lewe, dan kan ek nie verstaan nie. En sy het een keer vir my net gesê, al wat jy moet doen is net, spreek net lewe in wat jy dink. En sê net dadelik, dankie Here, dat U my al reeds verlos het van dit af. Dankie dat dit nie meer my identiteit is nie. Dankie dat U my vergewe het en skoon gewas het. Dankie dat ek nou in die voetspore van Jesus Christus kan begin loop. En hier voluit vir my lewe begin loop. En wat Jesus beplan vir my, wat God se plan is vir my. Dankie dat ek in dit kan inloop. En so doen ek dit elke dag van my lewe, tot vandag toe. Want die verlede is nog steeds daar. Die gedagtes is nog steeds daar. Maar as ek nie vandag elke keer 'n keuse kan maak, om te sê, Here, ek gee dit vir U. Ek glo dat ek skoon gewas is. Ek glo dat die verlede nie meer identiteit op my plaas nie. Gaan ek nooit in vryheid kan loop nie. En so baie keer kom ons en ons vind onsself daar, waar die goed ons nog vashou. Of die dokter sê vir ons, is nie moontlik dat jy genees kan word nie. En ons glo wat die dokter sê. Die vraag wat jy vir jouself moet vra, sê Jesus so. Nommer 2, staan op sy woord. Staan op sy woord. Selfs al sien jy dit nie. Die hoofman sien niks. Hy hoor net 'n woord, maar hy glo. In 2 Korintiërs 5:7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Hoor, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons moet kan glo in ons harte. Glo dat Jesus dit kan doen. Glo in God se wonderwerk in jou lewe. Ons moet kan wandel deur die geloof in ons harte. Want jy hoef nie alles te sien nie. Jy moet net weet wie het gepraat. En as God gepraat het, en God het in jou lewe ingepraat, en daar's lewe in jou ingespreek deur God, dan gaan dit goed wees. En dan gaan hy skoon gewas wees. En dan gaan jy die krag hê om op te staan in die oggende, om aan te gaan. Deur alles. En die punt nommer 3, die laaste enetjie. Kom na hom toe net soos jy is. Die melaatse man was gebroken, hy was onrein, maar hy het gekom. Jesus het geraak en hy het geherstel. In Hebreërs 4:16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan.
So ons kan nie wag om reg te wees nie. Ons moet net kom. Jesus verwag nie van jou en my om reg te wees nie. Ons moet net kom. En man, ons op daai punt is, wat ons die verlossing en die genesing in ons lewe gekry het. En ons moet begin uitgaan in die wêreld in. Waar mense aangeraak moet word. Waar mense genees moet word. Waar mense Jesus Christus moet sien en aanvaar in hulle harte. Dan gaan ons moet begin glo in Jesus se gesag. Ons gaan moet begin loop in Jesus se gesag. Want ons kan nie net sê, maar Jesus sal dit doen, maar niks daaraan doen en nie vir die broer bid nie. Ons kan nie te maklik net wegdraai van die verantwoordelikheid omdat wanneer die Heilige Gees jou sê, bid vir daai man. Glo in jou hart, iemand anders gaan dalk vir hom bid nie. As die Heilige Gees in jou hart sê, bid vir daai man, dan is daar 'n rede daarvoor. Daar's 'n rede daarvoor. En ons vind onsself op daai punt, maar gaan God my kan gebruik? Gaan my gebed kragtig genoeg wees? Maar wat as ek vir die ou bid en hy word nie gesond nie? Wat as ek vir die ou bid en hy gaan vertel vir sy buddies na die tyd en hulle lag eintlik agter my rug, dat ek nou probeer bid het vir hom? Ons het te maklik daai verskoning. En ons kry onsself en ons kry die gedagtes. Maar dit, maar dat. As ons werklik glo in die gesag van Jesus Christus, gaan ons verstaan wat hy deur jou en my kan doen. As ons glo in sy gesag, waar hy die melaatse man kan aanraak, en melaatsheid gaan nie oor na hom toe nie. Hy raak 'n onrein man aan en hy maak hom reinig. Hy laat 'n verlamde man opstaan uit sy bed uit deur 'n woord te spreek. Hy raak Petrus se skoonma wat hoë koors het net aan. Sy staan op en begin dadelik te bedien. Deur die krag van Jesus. So, glo in wie hy is, vertrou sy woord, en kom na hom toe net soos jy is. En die belangrike punt vir ons is, baie van ons sit hier vanaand en ons sê vir onsself, ons weet en ons ken vir Jesus. Ons weet wie hy is. Maar vanaand is die vraag, glo jy in sy gesag? Glo jy in die werke wat hy kan doen? Want broers en susters, hierdie is nie net iets om te hoor nie. Hierdie is iets wat ons uitleef. Elke dag van ons lewe. Ons leef dit uit. Die dag wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, en jy het hom aanvaar as jou verlosser, toe jy lewe begin draai, of is veronderstel om te draai. Die keuses wat jy maak begin anders te lyk. Die pad wat jy stap begin anders te lyk. En jy begin stap soos 'n man en 'n vrou wat skoon gewas is. En so moet ons deur ons lewe gaan. Glo in die gesag van Jesus Christus. Glo in sy wonderwerke. Glo dat dit vandag nog steeds kan gebeur in ons lewe en die mense rondom ons se lewe. En partykeer as jy die een is, maar net jou broer of suster langs jou moet aanmoedig. Sê, heb bietjie meer geloof. Bid bietjie vir iemand. Glo dat genesing kan kom. Nooi iemand kerk toe. Bid vir iemand langs die pad, of in die mall, of in die checkersry. Want al daai kom neer op wat jy in jou hart glo die gesag van Jesus Christus deur jou kan doen. Is deur daai oomblik wat ons daar sit, of staan en doen. So is belangrik vir ons om nie net vir onsself te sê, maar ek weet wie Jesus is nie. Dit is belangrik vir ons om te verstaan wie Jesus is. Het is belangrik vir ons om te verstaan wat sy gesag is en hoe dit gelyk het. En soos ons dit kan verstaan en ons kan in dit lewe en ons kan in dit loop,
dan gaan baie meer mense rondom ons lewens aangeraak word. Onthou broers en susters, ek wil net vir julle weer herinner. Hierdie lewe is nie net vir ons nie. Dit is nie net vir my en jou om gered te word nie. Yes, nommer 1 begin dit daar. Maak seker jou hart is reg. Maar dan is die woord hier om ons verder te equip. Om uit te gaan in die wêreld in. Die woord te gaan verkondig. Vir mense die goeie nuus te deel. Ons kan nie net meer kom en net luister nie. Ons moet kom en vertrou. Ons moet kom en glo. En ons moet toelaat dat Jesus se gesag deur ons kan werk. Soos ons ingaan in die laaste liedjie in, wil ek net hê julle moet vir 'n oomblik julleself net vra. Glo julle in die gesag van Jesus Christus? En wees eerlik met jouself. Miskien waar in jou eie lewe het jy nodig om dit te glo. Miskien waar in jou eie lewe het jy nodig om dit te sien. Nou, dit gaan nie net oor die melaatse man nie. Kyk nou al die verskillende healings wat hier gebeur het. Die melaatse man wat rein gemaak word. Die verlamde man wat kan loop. Die hoë koors skoonma wat opstaan en bedien. Die besetenis wat vrygemaak word. Dis in alles kan Jesus kom en ons genesing bring deur die gesag wat hy het.